Nou ja, ek is op rekord dat ek gesê het dat plekke soos Orania sal 'n absoluut teiken word onder die ANC. En dit is besig om te gebeur. Hoeveel keer is Orania nie nou al in die nuus as gevolg van die EFF en hulle dreigemente nie? So, dit is landswyd wat ons agterkom, daar's 'n roering onder die ANC, hulle is benoud, hulle is soos 'n kat op 'n warm sinkplaat, want die FSA en die CIA en MI6 is besig om hulle in 'n blik te druk. So, interessant genoeg, plaas dat hulle fokus op die probleme, fokus hulle op die blanke. Die blanke is die ANC se probleem. Nou ja, dis interessant as jy nou kyk na die nuus. Ek sien hierdie van 11 April 2025, Kleinfontein, Gauteng's own Orania Light facing battle to stay alive. En dan staan daar, the whites only Afrikaner settlement of Kleinfontein is facing a battle to survive following the new published valuation roll by the Tshwane municipality. The roll has the 900-hectare enclave estimated to be worth around 290 million rand, up from the about 21 million it was valued at in the previous one. So wat hulle nou gedoen het, hulle het 'n nuwe evaluasie uitgebring. Nou die fokus is die blanke. Die blanke mag niks hê nie. Blanke mag nie sy eie plekke hê nie, nie sy eie skole nie. Die blanke mag nie eers sy eie woonbuurte hê nie. Die fokus is op die blanke. En ek gaan vir jou nou verduidelik, waar het dit te doen met jou Bybel? Want dit het alles te doen met jou Bybel. Alles wat jy vandag sien, is in die Bybel. Reg. Nou, so wat hulle nou doen is, hulle wil hulle ekonomies dooddruk. So daai mense wat vreedsaam woon, daar by Kleinfontein, hulle waardasies van hulle eiendomme is nou so sky high, dat het onmoontlik is eintlik om die kostes te betaal, die waardasiekostes, die eiendomsbelasting. Nou moet jy onthou, hierdie Tshwane munisipaliteit, Tshwane, nou hulle gee nie vir daai mense vullisverwydering nie, hulle gee nie vir hulle water nie, hulle gee nie vir hulle krag nie, daar's geen hulp van Tshwane nie, nou, maar hulle moet nou eiendomsbelasting betaal aan Tshwane, reg, nou ja, so the increase in value is likely to see the settlement go from paying about 50,000 a month in rates to about 2 million a month. So wat doen hulle? Hulle is besig om hulle ekonomies dood te druk. Eintlik wat hulle wil doen is, jy moet nou iets verstaan, as die ANC jou kan laat sterf van die honger vandag, dan sal hy dit doen. Hy sal dit doen. So enige ou wat dink sy werk is gewaarborg, sy huis is gewaarborg, ek het vir jou slegte nuus. As hulle hierdie tipe ding doen met Kleinfontein, wat keer hulle om dit met jou te doen? Sê bietjie vir my, wat gaan hulle keer? Die wet. Hulle verander die wet soos dit hulle pas. Reg. So jy moet mooi verstaan wat is aan die gang. Nou ja, hierdie ander sot, né? Wat is sy naam? Gwedi Mantashe. Kyk, julle moet my vergewe, want ek raak verskriklik kwaad. Skryf, mixing Orania could help cut racial divides in South Africa. Mantashe, SABC News. Acting President Gwedi Mantashe says he would encourage people to go and build in Orania if he was the president of South Africa. Dit is baie interessant hoe hierdie SABC News nie reg kan uitsaai nie, want dit gaan hier encourage black people to go and build in Orania. It's all about the blacks. The blacks must go and build in Orania. Reg. Mantashe says this move would encourage healing over hatred among people of all races. Dis nie die blanke wat haat nie, dis die swart man wat haat. Dis Gwedi Mantashe wat haat. So, ons is die ouens wat sê, ons wil daar by hulle gaan bly, of hulle moet ons help, of hulle moet Orania finansieel help, en nee, glad nie. Die blanke doen sy eie ding, en hy gaan stadig maar seker vooruit. Maar die ANC gaan hom nie toelaat nie. Die ANC wil 'n struikelblok in die pad wees. Nou ja, actually, if I would be a president for more than 3 hours, I would declare that people must go and build in Orania. Black people must go and build there. Dis sy woorde, black people.
Nou wonder ek by myself, verstaan hulle die kostes? Ek meen, is in die middel van nêrens. Oranje is in die middel van nêrens. As hy daar wil gaan bou, moet hy geld hê om te oorleef. So waar gaan hy werk kry? Jy sien, die hele idee is om die swart man opgesweep te kry teen die blanke. Want die ANC kan nie produce nie. Hulle kan nie die las van die land dra nie, hulle kan nie die administrasie doen nie, hulle kan nie die hospitale, die potholes, die skole, hulle kan niks doen nie. Die ANC is 'n verrotte, terroriste organisasie wat met sluheid en die hulp van die Jode, die Britte en die VSA in beheer gekom het. So jy moet dit mooi verstaan. Nou, hulle het nie die vermoë om 'n land te bestuur nie. Reg, dit sit nie in hulle broeke nie. Hulle vrugte is vrot. Nou wat sê die Bybel oor die ding? Want die ding is baie belangrik. Matteus 7 vers 17, 18, 19 en 20. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan geen goeie vrugte dra nie. Nou ja, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi, so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Reg. So nou, wat is hierdie boom? Hierdie boom is 'n saadlyn, is 'n geslagslyn, is 'n zera, is 'n saadlyn, dis 'n ras. As jy mooi verstaan, hy praat hier van twee verskillende rasse. Een ras dra goeie vrugte, en die ander ras se vrugte is korrup. Nou ja, jy moet nou myself gaan dink. Wie is die goeie ras wat goeie vrugte dra, en die slegte ras wat slegte vrugte dra? Dan gaan hy verder, Matteus 7 vers 16. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. Nou ja, daar's druiwe, en daar's vyebome, en daar's olyfbome, en so aan. Want dis so die Bybel die rasse beskryf. Nou ja, maar jy kry ook bossies, jy kry dorings en distels. Dis ook plante, menende saadlyne, rasse. En 'n distel lewer distels op. Hy kan geen goeie vrugte oplewer nie. So jy moet nou weer gaan dink. Wie is die een wat die goeie vrugte dra, en wie is die een wat die slegte vrugte dra? En waar kom hierdie hele ding van saadlyne en bome vandaan? Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy praat met die slang, en hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Nou wie is hierdie slang? Dis Nagash. Dit is die ou Satan. Nou hierdie Satan het sy eie genetika lyne op aarde. Hy het sy eie rasse op aarde. En hulle dra slegte vrugte. Goed. Hulle het 'n vyandskap, hulle het 'n oorlog met die goeie saadlyn, die goddelike saadlyn, die saadlyn van God. Dis hoekom jy in hierdie moeilikheid is in die land wat jy is. Nadat ons die land vir hulle gegee het in 'n goeie werkende orde, het hulle dit afgebreek tot niks. Daar's niks oor nie. Verder bly hulle steel en vreet. Dis hoekom hulle so dik is. En op die ou einde van die dag ly almal in die land, wit, swart, geel, pink, blou, kry almal swaar. Nie dat dit hulle pla nie. Hulle bly net vreet en steel. Maar dit het alles te doen met die goeie boom en die slegte boom. Dis moet ons mooi verstaan. En jou predikant is veronderstel om vir jou te wys, wie is die slegte boom, die slegte saadlyn op aarde. Maar hulle is so besig met 'n Rainbow Nation gemors, en agter die paus aanloop, dat hierdie predikante lankal nie meer vir julle werk nie. Hulle werk vir die paus en vir hulle eie sakke. Julle moet uit die kerke uitkom, volk, dat julle koppe kan oopkom, en gaan jy verstaan wat in jou Bybel staan. Hou op om die predikant se pensioen betaal. Kom uit die kerk uit. Die kerke moet ineenstort. Dit sal die redding wees van die boerevolk, wanneer daar nie meer een kerk oor is nie. En mens hoop is natuurlik dat hierdie slegte saadlyn, net soos in Europa, al wat 'n kerk is, sal afbrand. Nou dit is my hoop. Want op hierdie stadium doen die kerke vir ons niks nie. Hulle help ons nie eers met die uitleg van die skrif nie. Hulle los ons in ons eie sop dat ons braai. So gaan dink baie mooi oor
wie regeer.